Ek gaan vanoggend verskeie tekste gebruik, maar ek wil graag 'n paar tekste uitlig. Jesaja teks in die Ou Testament, die profeet Jesaja, kom uit Jesaja 7, dis die eerste gedeelte van Jesaja. Nou die eerste gedeelte van Jesaja was gewees in die tyd van koning Agas, en dit was die land was in 'n goddelose toestand gewees, en die priesters het gepreek, en die profete het gepreek, Jesaja self, Jeremia het gepreek, en die mense wou nie luister nie, en die gelowiges het hierdie verwagting gehad dat God sal ingryp op 'n manier. En in Jesaja 7 dan, as ons daar gaan kyk, dan kry ons dat Jesaja vir ons skrywe in vir Agas vertel, luister, jy sien al hierdie bedreigings van ver af, veral Assirië wat besig is om opgang te maak, is die magtigste wêreldryk van daardie tyd. Weet jy, en jy's bang vir hulle, jy's bang vir Samaria, die noordryk, wat julle vyand is, met ander woorde verbroederd is. En jy is bang vir die mense van Damaskus, wat die ekonomiese hartland was van daardie tyd in daardie omgewing. Nou sê die Here vir hulle, jy's bang vir hierdie lot, met die ander woorde ekonomies, jy's bang vir jou broers in die noorde, en jy's bang vir die militêre mag van Assirië. Dan sê die Here in die laaste deel van vers 9 waar ek wil begin, as jy in jou Bybel kyk, sê jy sien, hy word ook apart gesit, maar ook julle sal nie standhou as julle nie in geloof standhou nie. Die Here sê, sien jy hierdie militêre mag, sien jy hierdie ekonomiese mag, sien jy hierdie sosiale magte? Jy's bang vir dit, maar jy sal net kan standhou as jy bly glo. Vers 10 dan. Verder het die Here gesê, jy moet ook nog vir Agas sê, vra van die Here jou God 'n teken, enigiets, diep by die doodryk of by die hoogtes daarbo. Maar Agas het geantwoord, ek sal niks vra nie, ek sal nie die Here taart nie. Met ander woorde, hy klink baie vroom. Toe sê Jesaja, luister geslag van Dawid, is dit nie vir julle genoeg om mense te vermoei nie, dat julle nou ook vir my, ook my God moet vermoei? Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Hy sal net wit melk en honing hê om te eet, totdat hy weet om te verwerp wat verkeerd is en wat goed is. Hierdie ouderdom van verwerping van goed en sleg is gewoonlik die ouderdom van so 14 jaar, wanneer die Joodse seun sy bar mitzwa gedoen het, en dan is hy alreeds in daardie tyd baie goed opgelei in die Torah, sodat hy kan weet wat is goed en wat is verkeerd. Dit wat goed is dit wat die Torah sê jy moet doen, dit wat verkeerd is dit wat die Torah weet dan sê jy nie moet doen. Vers 16, maar voordat die seentjie weet om die verkeerde te verwerp en die goeie te kies, sal die lande van die twee konings vir wie jy bang is, verwoes lê. Met ander woorde, die goeders waarvoor ons bang is, los dit vir die Here in geloof, en ons sal sien dat dit dan beter gaan met ons. En dan uit Matteus 1 vers 18, Matteus 1 vers 18, hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Wat gebeur is, die ouers van die man gaan praat met die ouers van die vrou, en hulle bespreek dan dat hierdie twee sal nou trou op 'n stadium. Dit gebeur gewoonlik wanneer die kinders nog baie jonk is, selfs nog voor hulle 14, 15 jaar oud is, gebeur dit dan dat hulle huwelike gereël word, maar dat hulle dan nou nie by mekaar bly totdat die huwelik voltrek is nie. Met ander woorde, totdat hulle getroud is nie. Die swangerskap het van die Heilige Gees afgekom. Haar verloofde Josef, wat in die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot 'n skande wou maak nie, het hom voorgenem om die verloving stilweg te verbreek. En terwyl hy dit in gedagte is, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Maria, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want dit wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem. Die naam Jesus beteken natuurlik verlosser, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet, die profeet Jesaja, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Net so vir kantaantekeningkie wat hier in die vroeë kerk was beskou dat Maria en Josef albei baie jonk was. Hier van die 2de, 3de eeu af kry ons 'n ontwikkeling dat Josef eintlik al 'n ou man was.
En dit is ook wanneer dit begin het, die Maria-verering begin het, en ook wat ons gekry het, dat wat ons ken as Jesus se broers en susters, dat die kerk begin sê het, nee, dit was Josef se kinders uit sy eerste huwelik gewees. Die skrif ken glad nie so getuienis nie, dit is maar bloot eenvoudige tradisie, wat met die tyd ontwikkel het, en daarom sê jy sien dat in die meeste van die kersprentjies en so aan, word Josef gewoonlik baie ouer uitgebeeld as Maria. Daar is geen skriftuurlike verdediging vir dit nie. In die vroeë kerk was beskou dat hulle was al twee jong mense, en toe sy nou swanger word, is daar nou ook dan hierdie ding gesê, maar okay, hulle was onverantwoordelike jong mense gewees, en dan weet ons nou hierso uit die teks uit wat die gedeelte dan vir ons daaroor vertel. Dan in die Lukas teks, Lukas 1, vanaf vers 26, in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy vir haar, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd deur die woorde en het gewonder wat die begroeting toe tog kon beteken. Die woordjie wat verbuisterd vertaal word hier in die 83 vertaling kan ook beteken dat sy verskriklik groot geskrik en gevra, maar wat gebeur nou? Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. En die feit dat hy haar Maria noem, ek het verlede week gesê, die naam Maria, so dit is 'n afleiding van die Hebreëse naam Miriam, en albei is afgelei van die naam of die woord Mara, wat beteken bitterheid. En deel van Maria se bitterheid lê daarin dat sy swanger word voordat sy getroud is. Dis deel van die stryd waarin sy was. En dan in vers 32, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. En woorde Maria ontken dan dat hulle stout was. Die engel het geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom, die krag van die Allerhoogste sal in jou die lewe wek, en daarom sal by die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Let wel, dat Jesus as God uitgebeeld word reeds baie vroeg in die Lukas evangelie, en dan wanneer ons in Lukas 4 kom, en jy gaan kyk na die geslagsregister van Jesus, dan sê jy agterkom, hy eindig by Adam, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie, is dan die woorde waarmee die engel afsluit vir haar. Die naam Immanuel is waarskynlik een van die mees gelaaide titels of name vir die Here Jesus. Dit beteken, soos ons gehoor het, God is by ons, God is met ons, God is saam met ons. Die voorsetel im het verskeie betekenis wat ons daar het. In hierdie naam is daar iets opgevat, nie net van 'n naam wat God se teenwoordigheid wil uitbeeld nie, maar iets van herstel. Dis 'n belydenisnaam, 'n naam wat ons sê, ons wat tyd gehad het toe God nie by ons was nie, het nou 'n tyd dat God weer by ons is, dat God onder ons kom woon het. En dit is die rede daarvoor, hoekom dit 'n belydenisteks is omdat ons dan ten diepste ervaar, dat ons wat verlore was, ons wat sonder God was, is nou skielik terug in God se teenwoordigheid. Die Bybel kom, en die Bybel sê vir ons, in Genesis, ons het op 'n stadium met ons in God se teenwoordigheid gebly. Dit was baie lekker. En toe gebeur daar 'n ding, wat ons van God al weggevat het. En daar is verskillende verklaringe oor die eeue gegee, maar ek dink vir my die mooiste een is dat dit bly ongehoorsaamheid aan God. Bly die rede hoekom daar 'n skeiding gekom het en 'n breuk gekom het in ons verhouding met God. Maar selfs toe God ons sê van die pad, gaan net, kry ons dat in Genesis 3 vers 15 daar 'n stukkie belofte lê, waarin die mens dwars deur die eeue vasgehou het. Daar sal weer 'n tyd kom, waar die verhouding tussen ons en God herstel kan word.
Ek het die afgelope tyd vir julle baie keer teruggevat na die skepingsverhaal toe, en die rede daarvan is dat ek agtergekom het hoe meer ek die Bybel lees, jy kan nie die Bybel andersins lees as vanuit die skepingsverhaal as vertrekpunt nie. As ons in Genesis 1 en 2 gaan kyk, dan weet ons God maak die mens, en dan lees ons in Genesis 2, God het kom wandel met die mens. Nou twee van die grootste kommentators of verklaarders van die Bybel in ons tyd, Walter Brueggemann en Westerman, Klaas Westerman, gaan uit van die standpunt dat wanneer jy hierdie wandel lees, dan is dit nie iets onverwags nie. Die hele teks lei ons om te sê, dit was iets wat God gewoond was om te doen. Hy het in die aand daar kom kuier. Dit was sy tuiste gewees. Dis die plek waar hy tuis gekom het. Dis die plek waar God en die mens saam by mekaar gekom het. En daarom kom hulle sê vir ons moet verstaan, hier kom God, die aand soos gewoonlik, sy gewoonte is, kom hy om saam met die mens te kuier. Maar skielik is die mens nie daar nie. Skielik is die mens nie hardop die nader om met God te kom kuier nie. In die tyd voor dit was daar geen vrees nie, daar was geen afstand nie, daar was geen skuiling nodig by nie, want ons was by God, ons was Immanuel, by Immanuel, en God was ook by ons. En toe kom die breuk na die sondeval. En die verhouding tussen ons en God val uit mekaar uit. Skaamte, vrees, wegkruip. Ons sal almal onthou wanneer jy iets kwaad gedoen het as 'n kind. Het jy dit gevrees dat jou pa tog nie met huis toe kom nie, of nie gewone tyd met huis toe kom, hy moet 'n bietjie laat werk. Die bang was. As dit nog erger was, het jou ma jou gedreig met jou pa. Of andersin het ons gekry dat ons was skaam gewees. Ons wou nie daaroor praat nie. Ons kruip weg. En daarom is die vraag wat God vra, waar is julle? Waar is jy eintlik enkelvoud? Is nie 'n vraag oor geografie nie, oor lokaliteit nie. God weet waar is die mens in die plek. Maar God wil weet, hoekom is jy nie meer by my nie? Dis 'n sosiale vraag. Dis 'n relasionele, 'n verhoudingsvraag. Hoekom is jy bang vir my? Wat het daar gebeur tussen my en jou, dat ek en jy nie meer saam met mekaar is nie? Daar het 'n breuk gekom in die sosiale kode, waarvan die mens baie beter bewus was, dat hy dit oortree het. Die mens kruip nou weg. En wat gebeur? God is nie meer met ons nie. God het weggegaan. In die Bybelse denke kry ons dat ongehoorsaamheid is 'n vorm van verbreeking van die sosiale teenwoordigheid en die vermyding van jou aanspreeklikheid. Ons kry dit oral. Ons kry dit met Dawid en Batsheba. Ons kry dit met Salomo met sy baie vrouers. Ons kry dit met die afgode, diens van die afgode. Daar sekere dinge wat 'n mens net nie doen op verskillende plekke nie. En dit waaroor hier gaan dis wat Westerman hulle dan uitlig, is dat die huis, God se blyplek was by die tuin gewees. En daar was 'n sosiale reëls gewees wat God sê, julle kan enigiets doen hierso, behalwe hierdie een ding. Julle mag nie eet van daai boom nie. En toe hierdie reël verbreek word, wat gebeur? Die hele sosiale norme, al die sosiale verhoudings en goed val uit mekaar uit. En jy en ek weet, wanneer ons by iemand tuis is, dan geld daardie persoon se reëls. Jy kan nie sommer net doen wat jy lus het nie. Jy moet doen wat daar van jou verwag word in 'n ander man se huis. En as jy daardie reëls verbreek, dan die persoon het die volste reg op jou te sê, ek dink jy moet maar liewer huis toe gaan. Dink jy moet maar liewer loop. En wanneer dit so erg was, soos dit ons kry in die Genesis verhaal, is die gedagte dan dat ons kan sê, luister, gaan, en ek sal verkies as jy nooit weer terugkom nie. Dis 'n verskriklike saak, wanneer 'n mens lief is vir iemand omgee, en daai persoon sê vir jou, gaan, ek wil jou nooit weer sien nie. En die mense ervaring daar was, God is nie meer met ons nie, want ons het God se norme verbreek. Ons het God se verwagtings in ons teleurgestel. En dit het noodwendige nagevolge, waarvoor ons moet man staan. God is nie meer sonde meer, my vriend nie. God wil ons net uit sy teenwoordigheid uit wegkry. En typies mens,
Typies mens verstaan ons dit eers wanneer ons begin terugkyk na wat ons verloor het. Dat ons die waarde daarvan besef. Dan begin daar die verlange ontstaan om tog net weer hierdie verhouding te kan herstel. Van die mees tragiese woorde vir my in die Genesis verhaal, die oerverhaal, die Genesis 1 tot 11, is die feit dat daar in Genesis 6 dat God het berou gehad dat hy die mens gemaak het. God het gehuil. God was in rou, in smart gedompel oor hy die mens gemaak het. Dan kry ons later by die profeet Hosea in Hosea 11 dat God sê, ek kon jou uitgewis het, maar kon nie. My liefde vir jou het eenvoudig net te sterk geword. En daarom toe die mens begin dink aan wat het ons verloor, en God begin aanroep soos wat ons kry aan die einde van Genesis 4, dan kry ons dat ons gryp na 'n strooi halmpie van hoop, 'n fyn klein liggie van hoop. Genesis 3 vers 15. Daar sal weer een kom wat die verhouding tussen God en ons as mens gaan herstel. En dit vat lank. Dit vat die hele tyd reg deur die Bybel, reg deur die Ou Testament. Al die patriarge, al die profete, al die psalms. Maar telkens is daar hierdie klein, fyn draadjie wat deur dat loop. Daar sal weer een kom wat sal regmaak wat ons verbring het. En daarom kry jy ook dikwels in die skrif die woorde, hoe lank nog? Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog? In jou Joodse gebedsmantel kry jy dat in jou tzitzit, die tosseltjies, daar een blou lyntjie moet wees. Dis die lyntjie van hoop wat ons in die Ou Testament kry, wat vir ons sê, Here, deel van my gebede is altyd hierdie hoop. Ons verhouding sal herstel word. En dan kry ons dat in Jesaja 7 kom Jesaja by Agas, koning Agas, en hy sien die vrees van Agas, die bangheid, die onsekerheid, die bedreiging van Assirië, van Damaskus, die bedreiging van Samaria, die Noordryk. En dan kom God en hy maak hy hoop halmpie so klein bietjie groter en hy sê, weet jy, dit gaan 'n werklikheid word in die geboorte van 'n kind. En daardie uitsprake van Jesaja daar in Jesaja 7 het in die historiese tyd, in die historiese werklikheid, het dit gebeur deur Agas se seun, wat dan die koning word en daar 'n tyd van vrede aanbreek. 'n Tyd waarin daar 'n herstel was van die verhouding met God en met sy mense. Maar dit was meer as dit, en dis hoe die teks vir ons behou gebly het, want die Heilige Gees wil vir ons meer sê as dit gaan nie net oor 'n politieke oplossing nie, dit gaan nie net oor 'n oplossing vir die hier en vir die nou nie, dit gaan oor 'n oplossing vir die ewigheid. Die oplossing van God wat sê, daar sal een kom wat die verhouding tussen my en jou ten volle gaan herstel, sodat God weer tussen ons kan wandel. Dit is 'n profetiese vooruitwysing. Die redding van die mensdom is geleë daarin dat die verhouding met God herstel sal word. En dan kom Matteus in sy verhaal en hy verklaar die naam. Hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken God is met ons. God kom nie net om te help nie. God kom om te bly. Hy kom by ons woning maak. Hy kom by ons intrek. Genesis se woorde kom hier tot realiteit. Dieselfde by Lukas. Die wyse waarop God kom, is nie 'n magtige ding nie. Dis 'n stilte. Een aand, toe alles normaal was, soos gewoonlik, al die bedreigings, Herodes, die Romeine, die ekonomiese moeilikheid, alles was daar. En toe skielik net, toe breek die hemel. Want God het na die aarde toe gekom. Daar was geen mag nie. Wanneer God na die aarde toe kom, dan doen hy dit as 'n kind in 'n krippie. In 'n gesprek oor die krib hierdie afgelope week in die predikantegroep, het ek iets raak gelees wat my nogal gegryp het. Ek het al lank groot geword eintlik met die gedagte, die krib was van hout gemaak. En daar's 'n storie ook wat vertel van die boom wat gegroei het,
en toe word die krib uit hom gemaak, en later het die boom weer 'n tweede stammetjie uitgegroei, en dit het die kruis geword. So ek het baie sterk groot geword met hierdie gedagte van die krib en die kruis hoort by mekaar, want dit is van hout gemaak. Maar toe lees ek 'n stukkie uit 'n argeologiese tydskrif, wat sê maar in Judea was die krippe nie uit hout gemaak nie. Hierdie kersprentjies wat ons het van 'n mooi krippie, so in 'n kruisvorm, met strooi in en sagte kombersie vir Jesus, is onwaarskynlik. Die Jodese krippe was gemaak uit sandsteen, was gekerf uit sandsteen. En dit was met ander woorde goue klip gewees. En die persoon wat daaroor skryf daaroor en hy sê, eintlik sien ons iets reeds daarin, van die klip wat agter Jesus toegemaak sou word, toe hulle hom geberg het. Klipkruis, klipkrib, word ook die klipgraf. Dit was my aangrypend mooi geweest. Ek dink nie 'n mens moet die Bybel so verstaan nie, maar dit bly iets moois, iets poëties moois om dit te doen. God kom na ons toe, en hy wys vir ons al hierdie tekens, en hy vra van ons, verstaan julle wat ek besig is om te doen? God voorkom vereenselwig met die mens, die seun van God, kom om die familieverband weer te herstel tussen ons en God. God bly nie meer op afstand nie in die hoogste hemel nie. Nee, God kom nader aan ons. Hy kom binne in ons gebrokenheid in. Die vraag is waar nou, hoe kan ons weer by God terugkom? En hoe kan ons God hanteer wanneer God by ons kom? God kon nie in sy heerlikheid kom nie. Want as God in sy heerlikheid kom, sou ons met eens verdwyn het. Ons sou eenvoudig net opgehou het om te bestaan. God se heerlikheid is so magtig dat toe ons daar die teks vat in Exodus, toe Moses vir die Here vra, wys my U. Toe sê nee, ek kan jou nie wys hoe lyk dit nie. Kan jou nie my gesig wys nie. Want as jy my gesig sien, sal jy vernietig word. Jy sal sterf. My heerlikheid, in die Hebreëse woord Shekinah, is te groot. Jy sal vernietig word. So God kon nie na ons toe kom in sy heerlikheid nie, want hy sou ons vernietig. Tertullianus gebruik later die term van God wat ons son word. Met ander woorde, jy kan nie in die son inkyk nie, die son sal jou verbrand, jy sal onmiddellik verteer word, onmiddellik. So daarom God moes 'n manier kry om by ons te kom, sonder dat sy heerlikheid ons vernietig as gevolg van ons sonde. So hoe doen God dit? Daar's twee ruimtes, God se heerlike ruimte en ons aardse ruimte van sondigheid. En God wil hierdie twee met mekaar bring om met mekaar te gesels. En God het gevra, hoe sal ek dit doen? En toe stuur hy sy seun. En wat sê sy seun? Wat sê die Here Jesus vir ons? Ek is die deur na die Vader toe. Ons sonde wat 'n skeidsmuur gevorm het tussen ons en God. Ons sondes wat gemaak het dat God nie na ons toe kan kom nie, want hy sal ons vernietig as gevolg van ons sonde. Ons het toegang gekry tot God se heerlikheid. Hoe? Paulus gebruik die woorde in Christus. Matteus en Lukas gebruik die woorde deur die deur Jesus Christus. Jesus se woorde, as iemand deur my ingaan sal hy gered word, Johannes 10, sê vir my en vir jou. Weet jy, daar's 'n muur van sonde wat ons skei van God af, maar daar's 'n manier waar hierdie muur deurbreek kan word. Die deur, Jesus Christus. En deur geloof in hierdie Jesus, kan ek en jy in die heerlikheid van God ingaan. Hoekom? Want ons word beskerm deur Jesus self. Deurdat ons in die Here Jesus Christus is. Daardie wederwysige verkeer wat ons in die tuin van Eden gehad het, dat God kom wandel het, word vir my en vir jou moontlik deur ons geloof in die Here Jesus Christus. God kom na ons toe. Ek en jy kry weer toegang na God toe deur geloof in Jesus Christus, die deur wat die pad vir ons oopmaak na God toe. Wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Toe Jesus teruggaan na die Vader toe, toe sê hy vir ons, ek sal vir julle iemand anders stuur, die Vader ook. Ons stuur vir julle die Heilige Gees, en hy sal vir julle die deur wys. Hy sal vir julle wys, waar is die manier waarop jy vanuit die sondige wêreld kan oorgaan na die heerlikheid van God toe, en dit is deur geloof in Jesus Christus die Here.
En daarom kan ek en jy, wanneer ek en jy nou in hierdie kant lewe, in hierdie sondige wêreld, met al ons hartseer, met al ons verlange, met al ons seer kry, kan ek en jy steeds, en ek gryp daar terug na Jesaja 7 vers, die laaste gedeelte vers 9, as ek en jy in geloof in die Here Jesus Christus vashou, dan kan ek en jy lyding, onsekerheid, siekte, verlies, kan ek en jy hanteer. Want ons weet, die deur na God toe vir ons is oopgemaak in Jesus Christus. Ons is nooit meer alleen nie. Ons is draers van God se teenwoordigheid deur die Heilige Gees wat in ons woon. As ek my preek so kan saamvat. Die Bybel begin met ons as mense in 'n perfekte verhouding met God, waar God daagliks kom kuier het in die aand. En onthou die aand, die begin van 'n nuwe dag in die Joodse denke. Elke aand as God daar gekom het, het God gesê, weet jy, ek is daar aan die begin van jou dag. Is ek reeds daar saam met jou. Ek stap die dag saam met jou deur. In Openbaring 21 eindig die skrif met God wat terugkeer na ons toe. Die hemel wat oopbreek, Jerusalem wat neerdal, en dat ek en jy daar by God kan gaan woon. Jesus het die skeiding tussen ons en God deurbreek. My vraag aan ons is, wanneer ons met Jesus te doen kry in Kersfees, onthou ons nog dat hierdie kind die deur is na God toe. Die deur is na ons verlossing toe. Die deur is van die ewige lewe. En laat ek en jy dan, wanneer ons op Kersdag dit vier, dat Jesus gekom het, laat ons hierin vashou. Ons verhouding met God is herstel. Want deur geloof in Jesus Christus kan ek deurstap na God se teenwoordigheid. Amen.